Okay, so, hoe gaan jy van? Sien julle daai hoop daar aan die agterkant? Plastic bottels, sakke, stokke, enige ding. Nou daar's 'n hoopie kompos wat al baie mooier is. Ek praat met Jan Daniel, hy gaan my meer vertel. Daai starscreen van hulle. Hoe vat hierdie ding jou boerdery na die volgende vlak toe in terme van gebruik al daai ou goed van jou? Kry hulle by 'n punt waar jy actually hulle kan gebruik so. Kom ons luister. Jan Daniel, hoe lyk dit? Goeiemôre Andrei, dankie self. Nee, doodstil rustig. Nou ek het al gehoor van ambisieus en ek het nou gehoor van ambisieus, nê. Maar daai hoop besigheid wat nou daar is, nê, ek het net so 'n bietjie inzoom daar. Dat julle net kan sien. Daai is mos nou nie regtig wat ek nou sal noem 'n bruikbare hoop kompos nie. Waarmee is julle besig hierso? Andrei, ons het jou eintlik vandag genooi omdat ons regtig die ergste wat meeste sif ouens jou sal wegwys. Ons het enige sif se nagmerrie vandag hierso, maar die starscreen kan dit hanteer. Dis hoekom ons jou uitgenooi het vandag na ons toe om vir jou te wys hoe ons daai gemors in kompos kan verander. Want kyk, jou eerste uitdaging as ek hom nou so moet kyk, nê, is dis nog nat. Ek meen ons sit nou met daai klomp reën, dit het amper gister eers opgehou reën, maar julle is amper besig om kompos van modder te maak. Ja, nee, die produk wat daar binne is goeie materiaal. Dis baie ou plantmateriaal, maar dit was nie reg gemanage nie, as ek die Engelse woord mag gebruik. Hulle het sakke en goeder saam hier uitgegooi en goeder. So is baie gemors tussenin, maar ons gaan die kliënt nou help om die site skoon te kry en dan van daar af kan hulle dit verder op die regte manier doen. Dan kan hulle hom nou ordentlik bestuur. Nou, ek wil julle net wys hier, wat is die uitdaging wat hierso lê. Ek ben daar so is nou 'n klompie rye plantmateriaal, maar as ek reg as ek sê gewoonlik as die ouens hierdie sites doen, want dis soos 'n dumping ground vir plantmateriaal. Ja. So jy kom, ek het nou 'n klomp goed wat by my huis lê, plante, whatever, dan kom ek hierso. Maar nou wat hulle doen is, nou sneak hulle sommer 'n swart sak of twee ander nonsens ook in wat eintlik moet landfill toe gaan. As jy nie iemand het wat kyk daarna nie, dan kom die swart sakke soontoe en self die tuinvullis kom in die swart sakke sommer hier aan en as daar nie iemand is wat kyk nie, is dit wat die ouens gaan doen. Dit is nou maar, dis bourommel en dit is plastiek sakke en enige ding. Ek hoor jou. Nou okay, verduidelik my net die basiese konsep wat ons nou hier het agter die starscreen en hoekom is hy hierso? Goed, so die starscreen het 'n konveier wat hom voer aan die agterkant met 'n lekker groot hopper, jy kan hom met 'n groot loader laai. Dan het hy die sterrebed wat sterre is wat in dieselfde rigting draai en dan die opening tussen die sterre is waar jou fynere produk deurval en dit gooi hy dan nou die kant toe. Right, jou oversize, jou goeders wat nou groter is, wat nou bo oor die sterre hardloop, bottels, klippe, bakstene gaan soontoe. Ek hoor jou. Nou okay, kom ons duik gou hier deur. Ons gaan hier om dat ons ek wil gaan sien daar bo op daai starscreen. Hoe lyk jy goed daarso? Ek meen met hy skep hom nou net so rou. Wat hy hom basies skep uit hierdie hoop uit. En dan kom hy nou hierna toe. So kom ons kyk voordat hy hier aankom met ons dice die trekker. Kom ons kyk of ons wen. Okay. Right. So jy sê, hierso is nou die starscreen, verduidelik my net gou hier. Ja, so dis die sterrebed. Hier so 'n opening tussen daai sterre. As jy so reg van bo af kyk, so jy sien daar's 'n opening. Op hierdie skerm is dit 19 mm. Ja. So alles kleiner as 19 mm sal hy daai kant uitgooi en dan die oversize gooi dan nou hier op die hulle gooi hom sommer nou direk op die trailertjie. Ja, hardloop op die trailer, dan kan jy hom nou gaan weggooi of maak met hom wat jy lus is. Ja. Okay, right, so hier kom hulle basies deur. Maar sê vir my, jy kan redelik baie tonne hier deurdruk as jy dan nou sê die materiaal nie so nat is nie of semi-skoon is, kan jy regtig baie tonne hier deurdruk. Ja. Ja, kyk as hy so nat is, dan die belt se spoed is verstelbaar. Ja. So as hy so nat is soos nou, dan stel ons hom maar stadiger.
Maar op kraalmis doen ons 1000 cubes op 'n dag. Op 'n 8 ure skop. Yes, son. Ja. So nee, dankie jy gooi. Ja, so 125 cubes 'n uur. So jy het genoeg beeste nodig om hom vol te voel. Ja. En maar op kraalmis of hoe nat of hoe droog moet die kraalmis wees? Nee, kyk, soos jy nou kan sien, hierdie is nou omtrent uiters. Jy sal nie maklik natter as dit kry nie. Maar so jou kapasiteit sal altyd groter wees op droër produk. Maar jy kan dit nat. Jy kan dit nat soos hierdie kan jy dit weer kry. Ek hoor jou. Okay, right. Nou en dan wat van klippe? As ek nou regtig 'n groot klippe op hierdie ding kry, hoe maak hy dan? Show the piece. That's a block of concrete with bricks in it and turn it around. Yeah, okay, put that up. So wat ek wil demonstreer hierso is hoe stil die masjien loop met 'n klip. So hy baie raak vinnig van hom ontslaan nie. Hy laat die klippe nie. Ja nee, hy wil hom nie hê nie. Maar nou moet hy hom rol, nee. O, hy seker. Ja, maar nou is dit seker as hy hy's nou bietjie rond, maar as hy op die event sal hom uitvat. Maar ook ek neem aan as hy nou meer materiaal is wat oorgaan, dan gaan hy in elk geval op. Ja. Dan gaan hy makliker raadeur. Nee, so die groot ding met die starscreen is jou daar gaan 'n baksteen. So as jy oplet na hoe sag hy loop. Ja. Dit is ook nie maar 'n teken van weerstand, nee, hier's nêrens yster op yster nie. Hierdie sterre is van rubber. So oral lê die produk op rubber en hy die minimum weerstand. Hoe lank hou die besigheid? Hoe lank hou hierdie rubber goed? Die sterre van ons bou nou die starscreens vir so 5 jaar en ons het ek wonder of ons 6 al vervang het in die tyd wat ons 6 vingertjies. Ja, 6. Ja, hy kom in 'n ster. So hy's 'n ster wat oor die as pas. Yes. So 6 sterre. Maar dis niks. Ja. Ja, so jou sterre, onthou nou as 'n klip gaan lê hy oor 'n klomp vingers. Yes. So hy versprei daai gewig en ek het meen hy so vinnig wat hy oor is. Hy tel hom heeltyd op, so die ding float net eintlik bo-oor. Dis amper soos 'n reuse crowdsurfing. Daai klip crowdsurf amper bo-oor. Ja, amper soos jou jou air hockey. Ja. Hy bly net so bo-op. Hy raak amper nie eintlik die tafel nie. Sê vir my, kom hy in verskillende groottes of is dit net doen op die stadium net die een standaard. Omdat hy so effektief is, ons wil hom nie kleiner maak nie, maar ons het nou al vir heeltemal ander produkte het ons ouens gehad wat gevra het vir groter masjiene. So ons sal waarskynlik op 'n stadium 'n groter masjien bou, net vir moeiliker produk, nie noodwendig vir kapasiteit nie. Is ek reg as ek sê dan ook wat die konveierbelde en die hopper en al daai goed aanbetref, dit is nou maar afhangende van jy kan hom vir my verander wat my opset dan nou is, kan jy ander verskillende opsies wat jy hom vir my kan gee, nee. Ja. Ons doen hierdie een standaard, doen ons die een wat heeltemal mobiel is. Hy het hidrolies, daai belde vou hidrolies oop, so jy kan hom jy trek hom tot waar jy wil hê en jy werk met hom daar en vanaand vou jy hom op. En dan doen ons die semi-mobiel wat nou nie vir vanaand opvou is nie. Jy kan hom opslaan nog steeds. Maar dit is nou vir 'n ou wat 'n site byvoorbeeld hier of iets wat later dalk wil skuif na 'n ander site. So in daai geval kan jy dan nou jou masjien opslaan as jy klaar is. Of iemand wat nou 'n paar sites het wat hom een keer 'n maand skuif byvoorbeeld kan semi-mobiel mee werk. Want dan wat jy kan doen is jy gaan skep genoeg van daai ander materiaal wat jy dan deur 'n trommel sif of wat ook al sit. En dan so sien nou maar 'n maand op 'n site of 2 weke op 'n site, maak 'n klomp materiaal skuif hom weer soos jy sê. Ja. Uitstekend. Jan Daniel, dankie baie. Dankie. Right, dit is Jan Daniel hierso van Jan Smeur. As jy wil regtig mis uitsorg. Luister, as jy misgooi op jou plaas en jy het nie een van die goed nie, dan moet jy 2 keer dink, regtig. Hierso lê die lewe en hy kan dierkunsbestrooier van jou. Klippe, daai tipe van goed gaan hy vir jou uitsorg en net oor die algemeen vir jou baie beter produk gee wat jy terugsit in die grond. As jy belangstel, linkie bo of onder, kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.